Goeiedag. S is vandag die letter in ons ABC van geloof. Dit staan vir seën. Daar is 'n interessante geografiese feit in Israel. Die Dooie See is dood omdat dit net water ontvang, maar nooit water uitlaat nie. Die water stagneer en word sout. Die see van Galilea aan die ander kant is vol lewe omdat water daaruit vloei na die Jordaanrivier. In Genesis 12 vers 2 gee God vir Abraham 'n belofte wat die fondament van die hele Bybelse verstaan van voorspoed is. Ek sal jou seën sodat jy 'n seën sal wees. Seën is in sy kern nooit bedoel om by jou te stop nie. God sien jou nie as 'n opgaartenk waar sy goedheid moet opdam nie. Hy sien jou as 'n stroom. Dink aan Josef in Egipte in Genesis 41. God het hom geseën met bonatuurlike wysheid, maar daardie seën was sodat hy 'n hele nasie kon red van hongersnood. Josef was die kanaal waardeur God se voorsiening gevloei het. In 2 Korintiërs 1 vers 4 leer ons dat God ons in alle moeilike omstandighede vertroos, sodat ons ander kan troos met die troos waarmee ons self deur God getroos word. Sien jy die patroon? Jou getuienis en jou deurbrake en selfs herstel van pyn is bedoel om 'n padkaart vir iemand anders te wees om die roete aan te dui. Seën is nie iets wat jy besit nie. Dis iets wat jy bestuur. Jou glimlag, jou tyd, wat 'n klein daad van liefde is die vrugte aan die takke wat aan ander bedoel is om te pluk. Jy word geseën omdat God jou vertrou om sy goedheid aan te gee. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u oorvloed. Help my om nie vandag die seën by my te laat stop nie. Maak my sensitief vir die persoon wat vandag die vrug van u genade deur my ontvang. Amen.